So, weet jy, hoekom is Pinkster nog steeds erns in ons gedagte wêreld? Daar is so mense wat brandweer te wees, wat net versigtig is vir die pandemie, daar is mense wat nie kan wees nie. Ek het gister aand gepraat met 'n maat van my wat weer predikant is. Hulle het glad nie Pinkster. Hulle het glad nie Pinkster nie, en dit maak nie van my ongelowige mense nie. Maar 'n ander vriend van ons weer daar die voorstede van Pretoria, hulle 23 gemeentes daar aan mekaar, en net een van die 23 gemeentes het Pinkster. So dis op 'n manier, landwyd is daar gemeentes wat Pinkster hou, en daar is mense nie meer dit hou nie. En ek wonder nogal, dit broei my, ek kan nie antwoord, kan in 'n klomp redes dink, hoekom ons nog steeds by hierdie mooi kerklike tradisie hou van Pinkster. Maar ek wil graag hê jy moet ook saam met my dink oor hoekom hierdie kerklike tradisie oor jare nog voortgaan. En ons kan ons nou verstaan in hierdie omstandighede waar ons nou is, dat dinge anders is, dat dinge op 'n ander manier gedoen word, dat getalle gewys en al die goedere alweer saamgaan. Maar weet jy, dan elke maand kom ek weer terug by die ou bekende vers wat sê, daar waar jy in die binnekamer is, daar is ek. En daar waar jy 2 of 3 in my naam by mekaar is, daar is ek ook. En dis wonderlik om dit te kan vier, wonderlik om dit te weet. Die Here is hier teenwoordig vanaand. Kom ons kyk na die pragtige sang van kinderstemme. Ek wil hê jy moet kyk na kinders se uitdrukking. Terwyl hulle sing, pragtig lied in elk geval, wat ons Brouwen bekend gemaak het, maar die ons ook net saam as inleiding tot vanaand, dit wat ons gaan leer oor, as almal nou nie van my gaan hou. Troubles
saam. Here, so baie kere het ons al met die gesels, so baie kere het ons al op reis gewees ergens heen, of by stille plekke in ons lewe gewees, of by hartseer momente, of by vreugde oomblikke, en oral was U teenwoordig. U het ons opgetel, U het weer vir ons krag gegee, U het vir ons geïnspireer, U het vir ons gehelp, daar toe ons swak was, U het ons versterk, toe ons wil vorentoe gaan. Here, dankie dat U die enigste en die ware wynstok is, by wie ons altyd kan kom rus vind, en kan weet, U staan stewig vas en waar. Ons weet, dit is nie altyd maklik om 'n loon te wees nie. Ons weet, dit is nie altyd maklik om vrugte te dra nie. Maar help ons vanaand, Here, om weer op die iets te ontdek. Ons bid dit in die naam van U. Amen. Ons het nog min gesing die Pinkster. So ek dink ons sing 'n slag, die lekker vanaand ons. Sing sommer as 'n groep dat die dag weer galm. En ons loof die Here, want Hy is goed. Loof sy heilige naam, dat alles in die groot en al die Here loof. Kom ons sing die eerste en die tweede vers. Nog nooit het ek daarna oor van jou afgehaal nie.
weet ek hoe jy voel. Daar is daar wat jy deur mekaar sal voel en wonder wat, waar en hoekom. Ek wil net vandag vir jou sê, nie een van die foute wat jy maak van my omkant nie. Ek is nie verbaas nie. Ek weet alles. Ek verstaan alles. Ek sien alles. Ek kyk nie na jou met oë wat oordeel nie. Ek kyk na jou met oë van liefde. Ek luister na jou met my hart. Omdat jy 'n God is, want hy liefde bestaan. Soms het mense al verkeerde prentjie van my vir jou geskuldig. Ek kan jou nie straf nie. Ek is nie ver van jou af nie. Ek ken jou beter as enigiemand anders. Ek weet wie jy werklik is. Ek het jou gemaak. Ek sê weer eens, ek maak die foute nie. Die foute wat jy gemaak het, bepaal nie wie jy is nie. Wie jou gemaak het, bepaal wie jy is. Die prys waarvoor ons gekoop word, bepaal nie die waarde van die ken. En die enigste prys bepaal jy jou kom koop as met my lewe. Ook kyk vir 'n slag na jouself, hier my woord. Ek ken jou potensiaal. Ek weet waar jy in staat is. Ek ken die weder binne in jou. Ek ken jou mooi hart. Ek ken jou sagte persoonlikheid. Ek sien 'n pragtige mens wat ek na jou kyk. Dan was daar daar wat jy gesê, jy glo my nie. Maar ek sê vandag vir jou, ek glo in jou. Ek wil jou seer wegvat, jou glimlach weer terugsit op jou gesig. Ek wil jou meer wat glo jy kan. Ek wil jou optel en styf in my bos vasdruk en vir jou wys, ek beplan vir jou 'n mooi toekoms. Ek wil graag hê, jy moet my toelaat om my liefde vir jou te wys. Praat met my. Ek is by jou. Ek is in jou. Net 'n asemkeer verder. Mens kan dit maar 'n paar keer hoor in jou lewe, né? Waarom dink jy as jy na hierdie prentjie kyk van die wingerd? Kom ek vra eintlik so, wat sien jy? Kyk mooi. Wat sien jy? Ja, mooi. Die goeie bybore sal soms sê, wat se kultivaar is. Wat sien jy? Rosse druiwe, wat nog? Dote. Blare. Goeie oes. Sien julle die ander wingerd aan die agterkant? Sien julle die lane bome aan die suiderkant van daardie wingerde? Of sien julle dit op die foto nie? Julle het al baie keer gehoor mense sê, jy moet mooi luister wat mense sê. Want eintlik moet jy hoor wat hulle nie sê nie. Want agter hulle woorde lê daar 'n klomp dinge wat jy moet hoor. Die dinge wat hulle soms nie sê nie, of jy moet dieper luister as net die woorde wat jy
by mense hoor. En wanneer ons na so 'n pragtige prent soos hierdie kyk, dan is dit so mense word al geforseer om te sê, dit is wat jy sien. Maar op 'n manier word gevra, wat sien ons meer? Wat is daar anders nog verder as dit? Ons kan dit nou inkleer en bietjie rondom dit skilder, wat ons min of meer nog kan sien, want ons wil agter dit kyk, ons wil meer as dit sien, as wat net die foto vir ons verklap, want ons weet daar is meer. En dis by daardie deel, waar ons vandaan vir 'n oomblik gaan stil staan. Want dit is wonderlik om te hoor, ons is verbind aan die ware wynstok. Dis wonderlik om te hoor, hy kom ontmoet ons in enige omstandighede, in enige seisoen, in enige konteks, in enige terroir, kom ontmoet hy vir ons. Hy kies vir ons om liefdesvrugte te dra. Maar dan skop daar 'n ander realiteit, wat ons nie noodwendig soos hierdie foto altyd sien. Dis die gedeelte waarvan Johannes 15 vir ons skrywe van vers 18. Johannes 15 vers 18 sê, as die wêreld julle haat, onthou hy my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, soos die wêreld julle as engel liefgehad het, omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, moet ek julle uit die wêreld uitgekies het. Daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat hulle my naam bely en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by julle die werke gedoen het nie, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sien hulle dit, en tog haat hulle my en my Vader. Maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. Dis ons een van die krasste woorde om te gebruik in die lewe, die woord haat. Ek haat jou. Ek haat jou. Party mense sê as jy partytjie wil hou en almal tevrede wil stel, dan moet jy nie 'n partytjie hou nie. Maar jy gaan dit nie reg kry om almal tevrede te stel. Ons sien dit in ons alledaagse lewe, ons sien dit met besighede. As die een besigheid jou teleurstel, die besigheid jou nie diens gee nie, dan gaan jy na 'n volgende besigheid. Jy kies 'n volgende persoon. Jy kies 'n volgende instansie. Ons sien dit by skole, ons sien dit by kerke. As dit nie een persoon val nie, dan vat hulle volgende en dan vat hulle volgende. Dis die tydsgees waarin ons lewe. Dit is maar die realiteit. Vroeger jare het die NG Kerk 'n groot tradisie gehad van afstigting. Soos wat Wellington ook afgestig het van Moederkerk, Wellington Oos ook afgestig het. Soos daar hoeveel kerke in groter dorpe wat afgestig het van mekaar, want hulle het groter geraak. Om nou weer terug te stig, is weer 'n ander uitdaging, want getalle en al die dinge is nou weer iets anders. Wanneer laas het jy gehoor van 'n kerk wat afstig? Van 'n NG Kerk wat afstig? Van nog een wat in die dorp opbou? Want
nou as jy die kerkbode gelees van 'n nuwe NG Kerk. Die koerante loop oor, laat die NG Kerk net verkeerd sit. Laat die NG Kerk net 'n standpunt inneem, laat die NG Kerk net iets sê. Dan loop die koerante oor en die kerke leeg. Dis die realiteit waarin ons lewe. Vanoggend het ons begrafnis gehad. Baie van julle al baie keer by begrafnisse gewees en dan dink jy sê geen sin vir vandag te doen nie. Dit is baie eerlik waarmee aan die dag gelees. Maar laat mense sê, hoorie, ek het vandag daai vrou of daai man se begrafnis bygewoon, maar die feit dat ek ken nie daai mense nie. Ek weet nie wie dit is wat begrawe nie. Ek ken nie vir hom waar soos wat hulle dit voorgehou nie. Want het Tom nie kies baie keer sê maar die pa van die kinders gesê, die ma begrawe, jong, ons sal hom ontloop, want dis nie jou ma wat die begrawe word. Nou, baie keer is dit so. Ek wonder hoeveel van die figure en van die politieke figure, hulle sal mekaar verskriklike goed toesnou en verskriklik aanvat in openbaar en mekaar sleg sê. Maar dat die een nou net môre sterf, dan moet jy hoor, ag, die ouens is nie so sleg, hy is nie so bad nie. Hy het dit of dit en altyd geveg hiervoor, hy was altyd dit, maar terwyl hy gelewe het, was 'n koppestand van die begin af. Broers en susters, ek noem sommer net so 'n paar voorbeelde, want ek wonder, hoekom sukkel mense om oor die weg te kom? Maar behalwe dit, dis nie oor die weg kom, hoekom haat mense die boodskap van hoop? Hoekom haat mense vir my en vir jou, as ons die boodskap van liefde wil dra, as ons die vrugte van liefde wil dra, hoekom hou mense nie daarvan om die goeie te doen nie, om die goeie na te streef nie? Hoekom is dit vir mense so moeilik om te aanvaar, as jy werklik waarvan oortuiging is om die goeie te doen? Is dit nie maar kortweg die duiwelse werk? Is dit nie maar kortweg die rede hoekom daar 'n stryd is? Nou nog, want die duiwel kan nie sy verloor vat nie. Die duiwel sukkel om sy verloor te hanteer. Hy sukkel om dit te hanteer dat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan het en hom totaal en al belaglik laat word. En nou sien hy gaan nêrens, hy kan niks meer doen aan die wynstok. Nou probeer hy die lote en die vrugte wat die lote dra, verpes. En hoeveel keer soog ek en jy nie maar daarvoor? Nie uit vrye keuse nie, maar ook weens omstandighede. Maar behalwe dit, as daar goeie lote is, en is 'n goeie oes wat hang, en is goeie vrugte wat gedra word, dan hou die duiwel nie daarvan. Mense wat in sy hand speel, hou nie daarvan. Hy hou nie daarvan as ons saam die kinderkore sing, hier reis my aan nie. Hy tel met telke male op. Hy vergewe my, daar waar ek in die modder weer gerol het. Hy help my daar waar ek stikkend is. Hy verpleeg my daar waar ek gewond is. Want dit is wat sy wese is. Sy wese is liefde. Die wynstok se wese is liefde. Dit het ons vir mekaar gesê. Daarom hierdie intense oproep. Hierdie intense oproep in vanaand se gedeelte van Johannes 15 wat sê, maar
Wees bewus daarvan. Almal gaan nie hou daarvan dat jy 'n goeie moed is nie. Almal gaan jy nie aanvaar vir wie jy is nie. Almal gaan nie jou vrugte aanvaar nie. Wees bewus daarvan, hulle het dieselfde met my as 'n wynstok gedoen. Wees bewus daarvan, dat hulle dieselfde met my kom doen. Nou, ek weet dit is nog 'n gevaarlike terrein, maar eie ouer so van sy musiek, en Bob Marley se musiek. Nou, Bob Marley het op 'n stadium gesê, who cares about perfection? Even the moon is not perfect. It is full of craters. And the sea, it's too salty and dark in the depths. Also the sky. Stop wanting to be perfect. Be fine. Be free. And live love. Die perfekte wynstok. Verwag nie van my, dit is die ironie van die saak. Hy verwag nie dat ek en jy 24 uur van die dag, 7 dae week, perfek moet wees. Want in sy brief net vroeër vanaand, sy brief aan ons, het hy geskryf en sê, my kind, ek weet dat jy menslik is. Ek weet jy gaan foute begaan. Ek weet jy weet nie al die antwoorde nie. Ek weet, jou vrugte is nie altyd soos wat dit moet wees nie. Maar moenie so voor mense wat daarteen vaskyk. Want dit hang nie daarvan af nie, dit hang van my af. Ek is jou God. Ek het jou gemaak. En mense sal bitter vinnig brand toe hardloop en vertel van daardie ou swart kolletjie op jou bladsy. Maar hulle sal nooit skryf oor die 99% wit bladsy van jou lewe nie. Ons sien dit mos nou daagliks in die koerante en op die nuus. Want anders te verkoop het. Mense sal jou haat vir daardie een foutjie. Daardie 2 goedjies wat jy nou weer vandag erns gedoen het. Sê die Here my, ek verstaan. Jakobus herinner my baie kere aan as hy sê, papa, onthou elke bietjie maak 'n foutjie. En dit is so. Ons maak ons foutjies. Maar soms die slegs, nie net ongelowiges nie, maar gelowiges ook, hamer op daai foutjies en wil vir ons daarvoor haat. Daarom, dat ons vanaand begin het, met hierdie baie positiewe brief, fiktiewe brief, maar wat eintlik maar net so geskrywe kan word in 'n samestelling van 'n klomp verse. Verstaan jy nou, hoekom is dit so belangrik? Die woorde wat Jesus kom sê, hy sê, bly in my. As die wêreld julle wil haat, bly in my, ek en julle. As dinge goed gaan, bly in my, ek en julle. As dinge voorspoedig gaan, bly in my. As dinge skeefloop, bly in my. Kom ons kyk, wat dit beteken. Dis nie nuus vir baie van u. Jy het al baie gesien, dalk is dit van die eerste keer wat jy dit sien. Dan moet jy so 'n bietjie uitkom met die huis en 'n bietjie rondry in ons omgewing. Want dis wat gedoen word wanneer 'n lood geënt word. Kom ons kyk daarna.
slimste, die liefdevolste moederstokkeras. Geniet dit om jou kunskap van God uit te lief. Soms gaan dit maklik wees. Soms is dat jy omring met mense wat het vir jou maklik maak. En soms gaan dit dalk moeilik wees. Soms is die uitdagings dalk groot. En die aanslag op jou dalk meer as wat jy dink. Maar bly in die Here. Of mense van jou of nie van jou nie. Bly in die Here. Kom ons bid saam. Here, ons kan nie, ons wil nie, sonder U enige dag of enige nag gaan. Ons het nie nodig as dit maklik is, om vrugte van liefde te dra. Ons het nie nodig wanneer dit moeilik is. Ons het nie nodig wanneer mense van ons hou en ons ondersteun vir ons lief is. Maar ons het nie ook nodig as ons soms alleen staan vir 'n saak, vir standpunt of 'n beginsel. En ons weet dit is die regte. Ons kry die aanvegtinge. En mense hou nie van dit wat ons seer doen. Help ons om vas te staan saam met U. Ons kan met ons God loop ons weer in die storm. Met my God spring ek bo enige probleem. Amen. Ons gaan 'n lied sing wat aansluit, wat sê dit gaan baie keer goed en dit sluit nou net van 'n ander kant of van 'n ander teks in die Ou Testament het ook aan baie bekende Habakuk. Hulle dan sê maar dit gaan soms goed en soms gaan dit sleg. Maar ons weet of ons soms oormatig omring word deur liefde en of mense ons so wil stenig vir dit waarom ons glo. Ons weet waar ons al ons krag vandaan kom. Kan ek net voordat ons sing, help vir my, gaan ons aan môre aand of gaan ons probeer in die reeks julle. Ek gaan vir niemand kwaad as julle nie opdaag nie. Ek sal nie wees maar as julle by die kaggel wil sit nie. Dat weet jy dan. Maar as wat is aan die videocall wat jy maak, ja, wat jy die groepskol maak, dan kan ons self voor die kaggel vir jou uitsaai so. Maar kom ons kyk maar. Hulle voorspel baie reëls is dankbaar daaroor. As jy môre aand jy kan uitkom, is dit meer as welkom, gaan ons voor daarmee. Maar kom ons sluit vanaand se samegaan van dis hierdie pragtige lied. Ek net die een vers met oorgedeelte. Kom ons sing dit omdat ons regtig waar kan en mag glo.
en sy vrede sal jou verras.